Goeiedag en baie welkom by Fontein Gemeente se Hemelvaart Erediens. Volgens Handelinge hoofstuk 1 het die Hemelvaart presies 40 dae na die opstanding plaasgevind en daarom weet ons dat dit op 'n donderdag plaasgevind het. Interessant genoeg is die vroegste wat Hemelvaart ooit kan plaasvind die 30ste April en dit het laas in 1818 gebeur. So niemand van ons het die voorreg gehad om dit te kon beleef nie. En die laatste wat Hemelvaart kan plaasvind is op die donderdag die 3de Junie en dit het laas gebeur in 1943. So daar is van ons wat al die voorreg gehad het om dit te kon doen. Dit is so presies so 30 jaar voor my geboorte. Volgens die boek Handelinge het Jesus hoofsaaklik 2 dinge gedoen in die 40 dae wat hy uit die dood uit opgestaan het. Eerstens het hy met onbetwisbare bewyse aangetoon dat hy lewe. En dit is tot vandag toe nog 'n kardinaal belangrike faset van 'n Christense lewe, om seker te wees dat die Here Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. En tweedens het hy met hulle gesels oor die koninkryk van God. En ons gaan vandag in hierdie erediens stil staan by al twee hierdie elemente van Jesus se optrede. Ons weet dat die Hemelvaart net buite Jerusalem plaasgevind het op 'n berg met die naam van die Olyfberg, wat volgens die Bybel so Sabbatsreis buite Jerusalem was, baie naby die dorpie met die naam van Betanië, en dit is daar waar Jesus in die wolk opgeneem is. Ons praat ook van Jesus se Hemelvaart as Jesus se troonbestuiging. Daar waar hy van die aardse koninkryk af opbeweeg het na die hemelse koninkryk, en waar hy dan sit aan die regterhand van God die Vader, volgens Matteus hoofstuk 26, en van daar af regeer hy die hele wêreld en my en jou lewe. So hy is letterlik die opgestane koning wat regeer tot in alle ewigheid. Een van die hoogtepunte van Fontein Gemeente se Pinkster en se Hemelvaart byeenkomste is die geleentheid dat ons tee, koffie kan drink voor die diens, maar natuurlik ook sop en brood kan eet. Ongelukkig sal ons nog nie as 'n gemeente verjaar so by mekaar kan kom om sop en brood te eet nie, maar ek het my eie sop hierso, so ek hoop dat julle dan ook in hierdie week wat voorlê, dat julle dan ook vir julle 'n potjie sop sal maak en dit as individue of gesinne saam sal geniet. Pinkster begin dan hierdie Sondag en ons loop deur tot volgende week in Donderdag. Elke dag sal jy 'n skakel ontvang soos ek gesê het, en dan sluit ons volgende week af wat dan Pinkster Sondag is. Pinkster of die uitstorting van die Heilige Gees word in Engels genoem Pentecost. Ek dink baie van julle weet dat Penta beteken 5 en Penti beteken 50. So dit is juist 50 dae na die opstanding uit die dood dat ons dan die uitstorting van die Heilige Gees spesifiek herdenk op Pinkster Sondag, toe Petrus daar in Jerusalem gepraat het. Ek wil julle dan groet met die woorde: mag daar vir julle elkeen genade en vrede wees, en mag die opgestane Here Jesus Christus elkeen van ons op 'n kosbare manier lei vandag as ons hier saam is. Amen. Kom ons sing en loof die Here met 'n baie bekende lied. Ons gaan sing lied 464, O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou.
Heer my kind, dan moet ek juig my Redder en my God. O groot is U, o groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. Here, U lei ons op soveel wonderlike maniere. Partykeer gaan ons deur 'n vallei van doodskade wees, soos die Bybel sê, en ander kere, Here, bring U ons by waters waar daar vrede is, en ervaar ons U nuwe krag. En as ons vandag U woord vat, dan vra ons, Here, dat U op 'n besonderse manier met ons sal praat, dat ons dit sal verstaan, en dat ons sal weet dat U deur U Gees ook vandag hier in ons midde is. Ten spyte van afsydigheid en skeiding, Here, wil ons vir U baie dankie sê dat ons U liggaam kan wees. U is ons hoof en U is die een wat ons rig en lei. En mag ons vandag ervaar hoe U ons in hierdie erediens rig en lei. Ons as U kinders, Here, wil dan aan U alleen al die lof en die eer bring. Amen. Die tema van vandag se preek is: Wie is die koning van jou lewe? Ek wil graag vir ons lees uit Handelinge 1 vanaf vers 6. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie wysheid bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, het hulle nog stip na die hemel gekyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galdeërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg. Die eerste belangrike ding wat ons in hierdie gedeelte lees, is dat vir Jesus was die koninkryk van God van kardinale belang. En die disippels het iets daarvan gesnap, want hulle het nou geweet dat hy uit die dood uit opgestaan het en dat hy weer leef. En hulle het vir hom die logiese vraag gevra: Here, is dit nou die tyd dat U weer die koninkryk van Israel gaan oprig? Met ander woorde, is dit nou weer die geleentheid wat U op die stoel van koning Dawid gaan sit, dat Israel sy eie koning kry? Wat hulle nie gesnap het nie, is dat Jesus nie net die koning van Israel was nie. Dat hy nie net die vryheid teenoor die Romeinse ryk sou bring nie, maar dat hy die koning en die heerser was van die hele wêreld, en van my en van jou lewe. En daarom moet ons mekaar sê, 'n koninkryk het altyd 'n koning, en Jesus is die koning van God se wêreld, en hy is die koning van God se kinders. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy vandag op hierdie dag van hemelvaart vir mekaar sal vra: Wie is die koning van ons lewens? Is dit nie maar nog net jouself, of jou werk, of jou geld, of jou sport, of jou drome, of jou ideale, wat jou lewe regeer nie? Iemand sê nou die dag vir my, die wonderlike ding van die lockdown, is dat hy geleer het om die redder te aanbid, en nie rugby te aanbid nie. En ek weet dit val dalk nie lekker op die oor nie, maar dink net bietjie daaroor nie, dat baie van ons het in ons eie lewe dinge gemaak, gebou, prioriteite nagejaag, wat vir ons belangriker is as die Here Jesus Christus. En in hierdie tyd van lockdown, is dit ook weer 'n kosbare geleentheid om geestelik te groei en terug te beweeg na die Here Jesus Christus toe. En daarom moet ons mekaar sê dat God se verstaan van koninkryk is soveel groter as wat sy disippels gehad het. Dit was iets totaal radikaal anders
as wat hulle kon begryp of ooit aan kon dink. Maar die wonderlike van hierdie gesprek wat Jesus met hulle gehad het, was dat hy ook vir hulle belofte gegee het, nie? Hy het vir hulle gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Ons weet wat 'n belofte is dit. Ek sê vir jou, as jy hard werk, sal jy jou salaris kry. As jy hard studeer, sal jy goed doen in die eksamen. Of as jy help om die gras te sny, sal ek jou beloon deur vir jou vleis te gee of braaivleis te nooi of wat ook al. 'n belofte loop saam met 'n beloning. En die beloning in hierdie geval is dat as mens saam met die Here Jesus Christus stap, dat hy ons beloon met wat? Met die Heilige Gees. Met die Heilige Gees wat my en jou rig en lei. En in hierdie geval doen die Heilige Gees selfs nog meer. Hy verander ons in God se verteenwoordigers, of die groot woord is eintlik ambassadeurs hier op aarde. Nou ek weet dit klink na 'n vreeslike groot uitdrukking om te sê ons is God se ambassadeurs. Maar hy sê hier staan ons, nee, ons staan nou hier op die Olyfberg, hier is Jerusalem, daar is Judea, ander kant is Samaria, daar waar die Samaritane woon, van wie ons nie baie hou nie, en ver in die uithoeke van die wêreld, is daar mense wie se name julle nie ken nie, en plekke waarvan julle nie eers weet nie. Maar die lewende God stuur daai 11 manne, en hy stuur vir die kerk vandag in daai rigting. Dit is dan ook hoekom dit so kosbaar is, dat ons gemeente se hele sendinginisiatief, die getuieniskommissie, die geloofsgelofte offers, ook kan vasmaak aan Hemelvaart en aan Pinkster. Dis nie ons wat besluit het om die evangelie te gaan verkondig nie. Dis nie ons wat besluit het mense moet gelei word na verhouding met die Here Jesus Christus nie. Dit is God se eie opdrag. Die Here Jesus Christus het gesê, dit sal gebeur, dit moet gebeur. En sy kinders, sy gelowiges, is sy instrumente, sy voertuie van hoop, wat hierdie boodskap na die wêreld bring. Dit is dan hoekom ons kan sê, ons is kerk, ons is fonteingemeente, ons is gelowiges, is God se verteenwoordigers, waar ons ook al gaan. Ek wil dan net vir 'n oomblik stil staan by hierdie gedagte wat hy sê, ons sal sy getuies wees in Samaria. As jy die Bybel goed ken, sal jy weet dat die Samaritane en die Jode nie goed oor die weg gekom het. En Samaria was die plek waar die Samaritane gewoon het. Ons lees in die Lukas evangelie van die barmhartige Samaritaan. Jy weet, toe die priester en die leviet hulle rug gedraai het op die een wat aangerand is. En Jesus die vraag gevra het, wie van hierdie mense is die man wat aangeval is se naaste, en het geantwoord, die Samaritaan, omdat hy barmhartigheid bewys het. Die barmhartige Samaritaan. In Johannes hoofstuk 4 lees ons dat Jesus by die put van Jakob 'n Samaritaanse vrou ontmoet het, en haar dan ook die eerste Samaritaanse getuie gemaak het van die feit dat hy die Messias is. En dis interessant nie, dat die Here stuur ons nie net na ons vriende en ons familie toe nie, maar partykeer stuur hy ons ook oor grense, oor moeilike grense, na die Samaritane toe, om het eenvoudig te stel, na daai mense, daai familie, daai ouens van wie jy dalk nie hou nie. Die Here sê, moenie my evangelie eksklusief maak nie, maar gaan deel dit uit, gaan versprei 'n kosbare boodskap. Dan word Jesus opgeneem in die hemel met 'n wolk. En die ouens staan en kyk so na die hemel, en hulle is ietwat verward, hulle weet nie wat het nou gebeur nie. En dan kom maar trooswoorde van 2 engele wat in hulle midde is, en vir hulle sê, maar julle kan rustig wees, nie? Net soos wat julle die Here Jesus Christus hier sien opstyg het van die Olyfberg af, net so seker sal julle hom weer sien neerdal. En daai neerdal noem ons die wederkoms. En daarom is die eerste koms van die Here Jesus Christus vasgebind aan die tweede koms. Ons as Christene moet 'n lewende verwagting hê, 'n lewende hoop hê, dat die Here Jesus Christus eendag weer sal kom. Ons moet dit glo, ons moet dit hoop, ons moet dit verkondig. Want hy regeer nie net in die hemel nie, hy regeer ook in ons lewens. En eendag sal die hele wêreld kan sien dat hy die verlosser van die wêreld is. In Filippense
hoofstuk 2 is daar baie mooi gedeelte wat sê, elke knie sal buig, elke tong sal bely, dat Jesus die Here is. En mag ons meewerk aan hierdie getuienis, dat Jesus die Here van die hele wêreld is. En as ek vir julle sê, dat Jesus eendag weer kom, wil ek vandag vir jou 'n vraag vra. Maak dit jou opgewonde? Maak dit jou dalk bang? Maak dit dalk geen verskil in jou lewe nie? Maar dat ons vir mekaar sal sê, die feit dat die Here Jesus Christus weer kom, is juis vir ons 'n aanmoediging om ons eie lewe en die verantwoordelikhede wat die Here vir ons gegee het, op 'n kragtige manier uit te leef en ons eie lewe reg te kry. Ek wil vandag afsluit en vir jou 'n uitdaging gee om in hierdie dae voor Pinkster jouself voor te berei vir die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek wil vir julle 'n storie vertel. Tydens die Tweede Wêreldoorlog is 'n klomp Jode in 'n konsentrasiekamp in Pole aangehou. Die konsentrasiekamp se naam was Auschwitz. En die afgelope paar maande was daar 'n restaurasieprojek by een van die vleuels van Auschwitz gewees. En onder een van die kaggels wat daar was, het hulle 'n klomp instrumente gekry wat die Jode weggesteek het terwyl hulle gevangenes was in Auschwitz. Dit was doodeenvoudig goed gewees, soos lepels, virke, skere en gereedskap. En die interessante daarvan is, die navorsers sê vir ons, hulle het die gereedskap gehou as instrumente wat hulle kon gebruik om te ontsnap, om veiligheid te kry. Maar dit was ook instrumente gewees wat hulle gebruik het om hulle lewe net bietjie meer eenvoudig te maak. As iemand se skoen of klere stikkend was, kon 'n skoenmaker daarmee skoene reggemaak het. Iemand wat iets van naaldwerk gewees het, kon klere reggemaak het. Die eetinstrumente is mense in virke en lepels, wat nie mense gehad nie, is gebruik om net mee te eet. Net om 'n stukkie menswaardigheid te behou. En so moet ek en jy ons self ook voortdurend voorberei op die koms van die Here Jesus Christus. En hoe doen ons dit? Deur nie vashou aan ouens wat vir ons sê, daar is 'n spesifieke datum wanneer die Here Jesus Christus weer kom nie. Want Jesus het self gesê in die Matteus Evangelie, niemand weet wanneer die dag van die Here is nie. Niemand weet nie. Tog, kan ons onsself elke dag daarop voorberei, deur die verantwoordelikheid na te kom wat die Here Jesus Christus vir ons gegee het, deur die gereedskap uit te sit, deur te doen wat ons kan doen om onsself voor te berei. Toe ek op universiteit was daar 'n klomp profete wat daar in die vroeë 1990s voorspel het dat die einde van die wêreld binne 'n week of 2 gaan plaasvind. Ongelukkig het 'n klomp studente opgeskop, want hulle het vir mekaar gesê, daar is nie 'n nut nie, hoekom moet 'n ou aanhou studeer as jy weet die wederkoms is voor die deur. Die hartseer was, die wederkoms het toe nie plaasgevind nie, en hulle het 'n groot deel van hulle lewe verloor, omdat hulle nie die geleentheid aangegryp het wat God hulle gegee het nie. Daarom wil ek weer vir julle sê, as ons 'n lewende verwagting het, dat Jesus weer moet kom, is dit nie 'n lewende verwagting om niks te sit en doen nie. Dis juis 'n lewende verwagting om die geleenthede van God aan te gryp en 'n verskil te maak. Kom, ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons vandag kon herdenk dat u seun hier op aarde gewoon het vir meer as 30 jaar, dat hy hier wonderwerke kom doen het en preke kom lewer het en u hart kom sigbaar maak het. Here, maar hy die wêreld kom verander. En ons sê vir u dankie, dat u seun nie gespaar het aan die kruis nie, en dat hy ook uit die pad gestap het, deur die dood, en ook opgestaan het. Vandag dink ons ook aan die feit dat hy opgevaar het, en sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy ons lewens in die hele wêreld regeer. En mag ons ook u getuies wees, Here, daar waar u ons gestuur het, daar waar u ons toegerus het, en vir ons gesê het, ons moet nie langer wag nie, ons moet nie langer bang wees nie, ons moet gevul wees met u Heilige Gees. Ons kyk dan ook vorentoe na Sondag, met die Pinkster wat begin, en die opwinding wat ons het, om te weet, dat ons 'n lewende God het, wat in ons huise is, wat in ons families is, maar wat ook in ons harte is. Ons bid alles
in die naam van ons Verlosser, die Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie dat julle na hierdie erediens gekyk het en ontvang dan nou ook die seën van die Here. In 1 Korintiërs skryf Paulus Maranatha en dit beteken kom Here kom. En op Hemelvaartdag het ons ook 'n verwagting dat die Here eendag weer sal kom. En mag ek dan nou die volgende sê: mag die genade en vrede van God by elkeen van julle wees. En mag daar in ons harte 'n lewende verwagting wees dat Christus Jesus spoedig weer kom en dat hy ons lewens vul. Amen.